Ons dra die kruis om ons nek, maar weinig op ons skouers. Dink gou daaroor, kom ons wees eerlik. Ons leef in 'n kultuur waar die kruis 'n mode-item geword het, 'n sieraad, 'n simbool van identiteit, iets wat mooi lyk in 'n foto of op 'n video, maar vir Jesus was die kruis nooit 'n versiering nie. Dit was nooit bedoel om 'n versieringkie te wees wat ons sê en sê, o kyk, ek's 'n Christen want ek dra 'n kruis nie. Nee, die kruis is 'n oproep. Dit is 'n pad, dit is 'n leefstyl. En Jesus sê dit vir ons so duidelik in Lukas 9 vers 23, wanneer ons lees, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Kom ons haal gou vinnig net 3 woorde uit daardie vers uit. Woorde wat nogals vir my uitstaan is verloon, opneem en volg. Dis nie passiewe woorde nie, daar is aktiewe, praktiese, intens woorde. Maar baie Christene wil net genoeg Jesus hê om die kruis te dra as 'n simbool, maar nie genoeg Jesus om die kruis te leef as 'n oproep nie. Dis daardie mentaliteit wat sê, Here, ek wil graag vir u wys, ek behoort aan u, ek's deel van die klub, maar moenie my vra om iets prys te gee nie. Here, ek wil hê mense moet weet ek's 'n Christen, maar moet my net nie vra om die koste van gehoorsaamheid uit te leef nie, of uit te dra nie. Nee, dis dalk hierdie stelling van, Here, ek wil die kruis om my nek hê, maar moenie dat dit my lewe ontwrig nie. Geliefde, nee. Maar hier's die ongemaklike waarheid. As Jesus jou nooit roep om iets neer te lê nie, volg jy net die idee van Jesus, maar nie die weg van Jesus nie. Want die kruis, geliefde, beteken ek gee op wat ek wil hê en ek soek wat hy wil hê. Met ander woorde, ek leef 'n lewe waar my gemak nie die finale besluit maak nie. Inteendeel, die kruis is nie 'n versieringsstuk nie. Dis 'n leefstyl van oorgawe. Kom ons bring dit net vandag huis. Kom ons maak dit net super prakties. Waar in jou eie lewe is daar 'n kruis om jou nek, maar nie 'n kruis op jou skouers nie? Waar is daar 'n simbool, maar daar is nie opoffering nie? Waar is daar 'n beeld van geloof, maar nie 'n stap van gehoorsaamheid nie? Waar sê jy te maklik of te gemaklik, ek glo, maar Jesus sê eintlik, kom volg my daagliks. Want kyk hoe Jesus dit stel, geliefde. Hy sê, neem elke dag jou kruis op. Nie net Sondag nie, nie net in nood nie, nie net wanneer dit jou pas nie, nee, elke dag. En dalk is dit 'n area waar Jesus jou vandag wil uitdaag, hy wil jou vorm, hy wil vir jou eintlik leer om te leef met 'n geloof, wat nie net sigbaar is op jou bors nie, maar sigbaar is in die keuses wat jy maak daagliks, in jou verhoudings, jou karakter, jou integriteit. Die wêreld sien die kruis baie maklik net as mode, maar 'n volgeling van Jesus sien dit as 'n roeping, as 'n simbool wat staan vir iets heeltemal anderste. Dis 'n simbool wat staan vir die pad wat Jesus vir ons uitkerf, die pad wat wys na wat is eintlik 'n geloofsidentiteit. Nie net genoeg Jesus gee jou, eintlik wat ek probeer sê is, net genoeg Jesus gee jou 'n ornament, 'n versieringsstukkie, maar die werklike Jesus wat ons eintlik moet volg, nooi jou uit om sy pad te stap. Dis 'n opdrag om 'n leefstyl te leef wat radikaal anders is. En dit gaan nie oor versiering nie, dit gaan oor gehoorsaamheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag bid ek dat ek nie 'n kruis sal dra op my bors nie, maar eintlik elke dag 'n kruis sal dra op my skouers. Vader, kom leer vir ons wat Lukas vir ons eintlik sê, kom maak dit vir ons diep ernstig, kom bring dit aan die voorgrond van ons gedagtes, dat ons lewens anders te begin lyk, want ons begin wandel met 'n duidelike begeerte om gehoorsaam te lewe tot u wil, tot u pad, tot u idee van wat dit is om 'n geloofslewe te lewe. Daarom vra ek, Here, vir elkeen van ons wat so maklik net 'n stickertjie plak op die kar of 'n visie daai het, of ons hang Jesus aan vir sê goedjies en kort inspirasie oomblikke, maar Here, ons soek eintlik wat ons nodig het, is transformasie. En dis wat u soek. U soek dat ons naby aan u lewe. En wanneer ons hy kruis optel op ons skouers, dan wandel ons in die opdrag van wat dit is om 'n gelowige te wees, om daagliks ons eie lewens neer te lê en u kruis op te tel. Nie as 'n versieringsstukkie, maar as iets wat ons op ons skouers dra. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, baie dankie vir al die kommentare, baie dankie vir elkeen wat hierdie oordenkings deel met ander mense. Ons waardeer julle, dankie vir die ondersteuning, en mag jy Christus op die skouer dra en nie net op die bors nie. Gaan in vrede. Totsiens.